Maak nie saak waar jy staan vanoggend of wat in die lewe aangaan nie. Wanneer jy God se wil doen, dan voorsien hy. Ek dink so vanoggend aan 1 Konings 17 vers 1 tot 24. Elia, nou hy vir koning Agab gesê het vir 3 jaar sal dit nie 'n druppel reën nie, was dit so. Hy het in die woestyn het hy rond beweeg en die Here het vir hom kos gebring deur voëls en water uit strome uit. En toe hy sy laaste bietjie uit die stroom uit gedrink het en dit kort daarna opdroog, sê die Here God vir hom, gaan na 'n stad en daar sal 'n vrou vir jou brood gee en bly en ruk daar. En Elia vertrek toe na hierdie area toe, en toe hy aangeloop kom na hierdie dorp, te sien hy die vrou en sy's besig om hout bymekaar te maak. En hy sê vir haar, gee vir my 'n bietjie water en 'n stukkie brood. En sy sê, meneer, ek het skaars genoeg vir myself en vir my seun. Elia sê vir haar, God sal voorsien. Gaan vat hy bietjie meel en hy bietjie olie wat jy het en bak. Kom gee dan eers vir my 'n stukkie en die res kan jy en jou seun eet. En die vrou was gehoorsaam en sy het gesê, God weet ek het niks in die huis nie. En weet jy, sy het begin bak en daai meel en daai olie het nooit weer opgeraak terwyl Elia daar gebly het. En God gesê, so sal dit wees tot die dag waar dit weer reën. Ek en jy gaan deur baie dinge in ons lewens. En somtyds is dit op en somtyds is dit af. En somtyds is dit lekker en somtyds is dit minder lekker. Maar weet jy wat, hierdie brood wat ons benodig kom uit die woord van God uit. En ons kan nie ophou Bybel lees nie. Ons kan nie ophou die woord lees nie. Want weet jy, daai geestelike voeding benodig ons elke dag om al hierdie ongewenste fluisterings, sprekings, dinge van die Satan te kan afweer. Want anders dan gaan ek en jy nie sterk genoeg wees nie. Daarom moet ons gedurig in die woord ons antwoord soek. Maak jou Bybel oop en lees die woord van die Here. Ek laat hierdie saak by u brood en water bediening. 5 minute woord, seëngroete. En so lief het God jou gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, wat jou ook baie, baie lief het. Amen.